Welkom by vandag se gesprek. Ons het 'n hele klomp interessante bronne hier voor ons oor Osaka se Higashinari-wijk. Van ou geskiedkundige dokumente tot meer moderne gidse. Ja, lyk my dis heelwat om deur te werk. Presies. So die idee is om saam deur hierdie inligting te sif en jy weet daai verborgde juwele en miskien verrassende stukke geskiedenis van die area uit te lig. Klink goed. Wat my dadelik tref, is hoe hierdie wijk, al is dit nou een van Osaka se kleineres, wat is dit net so 4,5 vierkante kilometer? Ja, iets soos dit na die grense verander is. Presies. Maar hoe dit so 'n ryk tapestrie van stories het. Dit was mos oorspronklik deel van die groter Higashinari distrik in die ou Setsu-provinsie. Reg, en die naam self, Higashinari. Die bronne sê dit dateer blykbaar terug na 713 AC. Van die ou Naniwa hoofstad se naam af. Ja, dis nogal ver terug. Dit is, né? Goed, waar begin ons? Miskien met iets wat jy letterlik kon, ruik. Een bron praat nogal lewendig van Fukui se sojasous tradisie. O ja, daai een het my ook opgeval. Reuse, sederhoutvate, 2 verdiepings hoogsele en daai reuk, die Daigomi aroma van fermenterende sojabone in die Meiji-era. Dis nogal 'n prentjie. Absoluut. En wat die bronne so mooi uitlig, is die vakmanskap, die kurabiro, die brouers, wat met daai lang houtspane roer. Die klem op suiwer plaaslike water, party het glo selfs privaat granietputte gehad en jy weet die tyd wat dit gevat het, tot 2 jaar se fermentasie. 2 jaar, sjoe. Ja, dis nie kitskos nie, dis 'n diep gewortelde ambag. En die feit dat jy vandag nog daai ou broeiery, die Kyu Kadonaga Fukai Shoyu Jozo kan besoek, dis nou 'n stad-aangewese kulturele eiendom. Dit maak die geskiedenis amper tasbaar. Jy kan dit amper nog ruik. Dis fantasties. Nou ja, van ambag na, drama. 'n Ander bron vat ons na 1615. Die val van Osaka kasteel. Ja, daai is 'n groot oomblik. Die storie van Toyotomi Hideyori en sy ma, Yododono, wat in die nag probeer ontsnap deur die Tamatsukuri-hek, vermom. Dis nogal aangrypend. Jy kan amper die desperaatheid voel. Inderdaad. En al vlugroete het hulle reg deur hierdie area geneem. Die Tamatsukuri Inari heiligdom met daai ou kliptorrie, jy weet, daai Japanse hekke en die jakkalsbeelde. Dit word genoem as 'n plek met bande met die Toyotomi-familie. So dit skakel hierdie wijk direk aan een van Japan se mees dramatiese historiese gebeure. Hulle het dit toe nou nie goed geëindig vir hulle nie, by die Anjui heiligdom daar naby. Nee, dis die tragiese deel. Tegnies in Tennoji-wijk, maar dis regtig stapafstand. Dit voeg so 'n somber noot by die hele verhaal. Dit gee die plek definitief 'n amper gevoel. Goed, kom ons spring 'n bietjie vorentoe in tyd. Die stoomvlietjie by Shijino. Die koms van die spoorlyn. Ja, die Osaka spoorlyn in 1895. Die bronne beskryf dit as 'n absolute keerpunt. Kan jy jou indink hoe die inwoners gereageer het op daai eerste stoomlokomotief? Dit moes wild gewees het. En dit was die begin van 'n enorme verandering. Die spoorlyn het mos die industrialisasie aangevoer. Presies. Die weermag se wapendepots, metaalwerke. Ja, Shijino het 'n spulpunt geword. Die bronne wys hoe die area getransformeer het van, landbougrond na 'n nywerheidssentrum. Dit het die karakter van die wijk permanent verander. En jy kan seker vandag nog daai egos voel by die moderne JR Shijino-stasie, wat nou deel is van die Osaka Loop-lyn. Definitief. Dis 'n direkte lyn terug na rytyd. En dan 'n storie wat my laat glimlag het. Die sogenaamde spookbrug van Shinfukai. O ja, daai een. Die storie gaan mos dat die inwoners so moeg was vir die regering wat sloer, dat hulle sommer een nag self 'n houtbrug oor die rivier gebou het. Ja. Dis 'n briljante voorbeeld van daai plaaslike Jibuntachi de Yaro gees, die ons doen dit selfhouding. Hulle het nie gewag nie. Sommer net aangegaan. Presies. En die regering was toe voor 'n voldonge feit gestel. Hulle het die brug later amptelik erken en dit selfs opgegradeer na beton. Dis ongelooflik. En alles daai rivier, die Nagahori, nou ondergronds is. Bestaan die naam Shinfukai-bashi, nuwe Fukai-brug, steeds as 'n belangrike kruising en bushalte. Ja, dis 'n stille monument vir daardie stukkie burgerlike inisiatief.
Dit wys hoe gemeenskapsaksie 'n blywende merk kan laat, selfs al verdwyn die oorspronklike fisiese rede. So as ons nou al hierdie drade bymekaar trek. Vir jou as luisteraar wat dalk belangstel of selfs Osaka wil besoek, wat sê hierdie bronne nou eintlik oor Higashinari? Wel, ek dink die kernboodskap is dat dit 'n plek is waar die laag van geskiedenis regtig naby die oppervlak lê. Dis nie net 'n woonbuurt nie. Nee, glad nie. Jy het die antieke wortels van Naniwa, die dramas van die feudale tyd, dan die groot omwentelinge van industrialisasie en dan hierdie wonderlike stories van gemeenskapsgees. En dit is redelik maklik bereikbaar, né? Die moltrein Chuo, Senichimai, Imazato-Suchi lyne en die JR-lyn op die grens. Ja, dis baie toeganklik. En daai Higashinari Konyaku map, die nou en toe kaart waarvan een bron praat, dit klink na 'n uitstekende manier om self hierdie plekke te gaan verken en die kontras tussen oud en nuut te sien. Dit definitief 'n ander, dalk dieper perspektief as die gewone toeriste dinge in Osaka. Dit herinner 'n mens dat geskiedenis nie net in groot monumente lê nie. Nee, glad nie. Dis ook in die reuk van 'n ou brouery, die naam van 'n kruising, die ego van 'n trein se fluitjie. Dit laat 'n mens nogal wonder. Ja, en kyk, hier is dalk 'n gedagte om saam met jou te neem. Watter verborgde stories, soortgelyk aan die van die Higashinari, lê daar dalk opgesluit in die alledaagse plekke en straatname in jou eie omgewing? Goeie vraag. Dinge dat net wag vir 'n bietjie nuuskierigheid om ontdek te word.